Les 4 is 'n interessante en selfspeelse les, maar dit rig ons aandag weg van die sogenaamde buitewêreld na die innerlike wêreld van denke. Mettertyd sal ons leer dat dit wat ons as innerlike ervaar ook 'n sekere sin buite onsself is. Maar daar is ons nog nie in die lesreeks nie. Hierdie les neem ons ook nader aan abstraksie. Dis een ding om na 'n boom te kyk en te sê, hierdie boom is nie werklik nie. Dis iets heeltemal anders om te sê, hierdie gedagtes oor my kind, of hierdie herinneringe aan my geliefde hond uit my kinderdae, is nie werklik nie. Dis bietjie moeiliker. Dis ook uitdagend om werklik vas te stel wat 'n gedagte maak tot 'n voorwerp. Waar begin dit? Waar eindig dit? Wat se grense het dit? Maar dit maak die les juis boeiend. Een van die grootste uitdagings in hierdie les is om nie ons gedagtes te oordeel nie. Om hulle nie as goed of sleg, gepas of ongepas, vir die les te klassifiseer nie. Dis baie moeilik om daardie oordeel los te laat. En dit bring ons by 'n baie belangrike waarneming. Wie is dit wat oordeel? Wie besluit watter gedagtes is waardevol of minderwaardig of selfs sleg? In daardie ondersoek begin ons kontak maak met die ego, daardie innerlike beoordelaar wat elke gedagte wil klassifiseer, wil beheer. En dit is belangrik, want deur daardie kontak begin ons sien hoe die ego werklik funksioneer. Die kursus leer ons dat al die gedagtes eintlik dieselfde is. Die etikette goed en sleg is die ego se skepings, nie God se nie. Die tweede groot uitdaging van hierdie les is hoe maklik dit is om vasgevang te raak in ons gedagtes. Ons dwaal af in stories en interpretasies en toekomstige projekte, en voor ons weet, is ons heeltemal verlore in die storie van ons eie denke. Maar hierdie les herinner ons daaraan dat dit nie die doel is nie. Ons word nie uitgenooi om in denke te verdwaal nie, maar om met 'n sagte teenwoordigheid bewus te word van wat binne aangaan. En dan te besef dat selfs daardie wêreld van denke is nie wie en wat ons in werklikheid is nie. Later in die kursus sal ons leer om daardie innerlike ruimte van denke ook as buitekant te sien, maar vir nou is ons eenvoudig besig om bewus te raak van denke, om waar te neem, om nie te oordeel nie, en om nie vasgevang te raak nie. En dalk, as ons mooi kyk, sien ons ook hoe moeilik dit is om nie te oordeel nie. En selfs dit kan met liefde en geduld waargeneem word. Hierdie is 'n speelse les, vol vroeë rigtings en insigte, wat oor tyd 'n diep helende potensiaal sal ontsluit. Dankie dat jy hier is. Vergewe, sien anders, leef in lig.